Efesiërs hoofstuk 2, vanaf vers 19. Volg saam met my daar, ek sal so 'n bietjie van die agtergrond sê, ek het al heelwat uit Efesiërs uitgepreek. Efesiërs 2, ek lees uit die Afrikaanse standaardvertaling, so hy kan al 'n bietjie verskil van die ou vertaling op die muur of die Bybel wat jy by jou het. Vers 19 sê, daarom is julle dan nie meer uitlanders en bywoners nie, maar mede-burgers van die heiliges en lede van die familie van God, huisgesin van God, gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou saamgevoeg is en sal groei tot 'n heilige tempel in die Here, in wie ook julle saam opgebou word tot 'n woning vir God deur die Gees. Nou hierdie gedeelte is terselfdertyd baie bemoedigend as dit kom by deel wees van die kerk, maar dit is ook verskriklik uitdagend. Paulus skryf, en hier is iets oor die agtergrond, die gemeente in Efese, julle sal sien as julle byvoorbeeld na vers 11 en 12 gaan kyk, hy skryf vir heidene wat deel van die volk van God geword het. Nou dis ek en julle, en ek weet daar's mense wat met dit verskil, veral in ons tyd, ek en julle is nie fisies Israel nie. Ek en julle is van die heidene nasies wat deel van Israel geword het. Ons is nie van die 12 stamme nie. Ons kan met Efese identifiseer. En hy skryf vir hierdie heidene oor wat dit nou beteken dat hulle deel is van die kerk. Dis belangrik om te verstaan vanoggend. Maar dit wat hy vir hulle skryf, daag my en julle vanoggend uit om nie te dink oor deel wees van die kerk. Ek moet dit vir julle sê, ons as kerkraad en ek persoonlik is regtig die laaste 2 jaar uitgedaag om vars en nie te dink oor wat dit beteken om lidmaat van 'n kerk te wees. Ek kan vir julle sê dat baie mense, dit het in die laaste 10 en 'n half jaar wat ek hier is, amper 11 jaar, gereeld gebeur, waar 'n ou kom woon een diens by, hy sê so ligtelik by die deur vir jou, dominee, ek soek 'n aansoekvorm, hoe word ek deel van julle kerk? En as jy nie gou vir hom een gee nie, dan is hy baie vies vir jou. Ek weet, op 'n stadium is daar 'n storie in die dorp rond versprei, daai kerk wil jou nie deel van hulle hê nie. En die mense wat dit gesê het, was 'n ou wat een keer hier was, en vir 'n trend 3 maande nie gekom het nie, en toe weer een keer gekom het. Nou, ek dink nie ons het 'n idee wat lidmaatskap is nie. Ek dink regtig so. Ek dink meeste van ons moet vars dink oor dit. Gister sit ek by my skoonpaale, ons was donderdag soontoe, Salome se ouma het 87 geword, Vrydag is ons Barberton toe, gister het ek nog redelik werk oor, en ek sit in skoonpa se studeerkamer, hy het 'n ligverkoeler daar, hy sit en werk, ek sit en werk, en 'n tannie en 'n oom wat in hulle gemeente is, ek ken die oom en tannie baie goed, hulle is naby aan 80, ek weet nie of die oom al reeds 80 is nie, die tannie kom in die huis in, en sy's papnat gesweet, gisteroggend omtrent 11 uur, papnat gesweet. Ek groet haar toe, sy met die skroeitsel van haar gesig afvee, en ek groet haar toe, en ek gee haar 'n drukkie, en ek vra my skoonpa, wat doen oom Willie en tannie Elsie hier? En hy sê nee, hulle het die kerk kom skoonmaak. Hulle is amper 80 jaar oud, maar dis vir hulle 'n vreugde, om daai tyd op 'n Saterdagoggend 11 uur in die hitte, die kerk, die stoep langs die kerk en alles skoon te maak. Hulle was vir 'n tydperk van omtrent 2 ure daar besig. En sy maak die studeerkamer se deur oop waar ons sit en sy sê vir my skoonpa, Dominee, jy moet bietjie vir hierdie leiaard spreek. En wat sy bedoel is dit, daar is reg oor die wêreld 'n 80-20 beginsel. Van die 100% mense in die kerk doen 20% die werk en 80% gaan net saam. En dis 'n beginsel reg oor die hele wêreld in die kerk. Stephen J. Cole skryf iets, en ek het dit vir myself in my gedagtes vasgemaak. Most Christians think in terms of attending the church, not being the church. En dis waar van alle kerke in ons tyd. Meeste mense woon kerk by, maar hulle is nie noodwendig kerk nie. Vir meeste Christene is dit 'n goeie ding om op 'n Sondag die kerk by te woon, om na 'n diens toe te gaan, as jy niks anders aan het nie, as jy nie te laat die vorige aand gaan slaap nie, of as jy nie mense daai dag kry nie. Dan is dit gerieflik. Dan woon jy kerk by. Joshua Harris het 'n boek geskryf 'n hele ruk terug, Stop Dating the Church. Ek weet nie wie dit hom al gelees nie. 'n briljante boek. Waar's Jessie? Want ek het 'n vermoede hy sal jy hom ook nie gelees nie.
Joshua Harris het 'n boek geskryf, Stop Dating the Church. Julle hoef net die voorwoord te lees oor wat John MacArthur hulle almal sê van daai boek. Hy sê jy kan, hy noem dit in Engels 'n church dater, die een wat nie met die kerk getroud is nie, wat nie verbind is aan die kerk nie, wat sommer net met die kerk uitgaan. Hy sê jy kan 'n church dater raak sien op grond van die volgende. Daai persoon is ek-gesentreerd, selfgesentreerd. Jy gaan vir wat jy kan kry, nie vir wat jy kan gaan doen nie. Tweedens, jy is onafhanklik. Jy's op jou eie, jy meng nie en jy's nie betrokke in ander mense se lewens in die gemeente nie. Die derde een, jy's krities. Jy soek gereeld fout, is krities teenoor almal en as jy 'n fout kry, dan spring jy soos wat jy van Shoprite af Checkers toe spring. Dan nou jy nie van die een winkel nie, jy gaan soek vir jou ander een. En ek wil vanoggend vir julle sê, is my lekker om dit te sê, as ons vir Rudy en Michelle hulle opneem vanoggend. As ek hierdie gedeelte lees, dan is deel wees van 'n gemeente baie meer as net die bywoon van 'n paar dienste. Lyk my om deel te wees van kerk is baie meer, en ek wil hê julle moet dit saam met my raak sien. Kom ons noem dit vanoggend 'n Bybelse verstaan van kerklidmaatskap. Ek het dit hier onder die teksgedeelte gesit, want daai paar verse gaan ons nou kyk, maar die tema 'n Bybelse verstaan van kerklidmaatskap. Hy doen iets interessant in hoofstuk 2, en ek gaan probeer om nie te lank oor dit te praat nie, want ons wil vergadering hou. Hierdie gaan ook my opening van die vergadering wees. Ek gaan nie met die vergadering weer lees en bid nie. Hierdie is tel sommer as die opening vir die vergadering. Hy praat in verse 19 tot 21 van 3 plekke. Hy praat van die burgerskap van 'n land. sien julle dit raak? Hy sê julle is nou mede-burgers. Dit kry jy in 'n land. sien julle hy praat van die huisgesin van God. Dis nog 'n plek. Kan julle sien in vers 21 en 22, hy praat van 'n tempel. Praat van 3 plekke. En ek gaan kortliks iets oor daardie 3 plekke sê. Eerstens, ons is mede-burgers van die heiliges, die begin van vers 19. Daarom is julle dan nie meer uitlanders en bywoners nie, maar mede-burgers van die heiliges. Stop net gou daar. Paulus gebruik 'n beeld van die kerk as 'n analogie van God se koninkryk. Die kerk is waar sy koninkryk uitgeleef word. Nou moet julle gou onthou, as jy ooit die Ou Testament gelees het, sal jy baie vinnig raak sien dat God het 'n verbond gesluit met Abraham en sy nageslag, en die mense wat binne in daai verbond was, hulle het nogal sekere voorregte geniet, nê? Die ouens wat deel van die volk van God was in die Ou Testament, was deel van die verbond en het die beskerming van God geniet. Het sy seën geniet. Hy het vir hulle gesorg. Blaai gaan op Psalm 144 toe. Hier's wat gebeur het in die Ou Testament. As jy in die Ou Testament tyd geleef het, dan het jy gesê, "Sjoe, ek wens ek kon deel van daardie volk wees." Rahab het dit gedoen voor hulle in die land ingaan. Kan julle dit onthou? Rahab het gesê, "Maar ons het gehoor van julle en julle God en wat hy alles vir julle gedoen het uit Egipte uit." Psalm 144. Kyk gou van vers 11 af. Jy moet eintlik die hele Psalm lees, maar ek gaan net van vers 11 af lees. "Ruk my uit en red my uit die hand van vreemdes, wie se mond leuen spreek en wie se regterhand 'n regterhand van bedrog is." Stop net gou daar. Jy lewe in hierdie wêreld en jy kry swaar. Jy lewe in hierdie wêreld en selfs die regering wat vir jou moet sorg, selfs die plekke wat na jou moet kyk, is vol bedrog. Vers 12. Sodat ons seuns soos plante mag wees wat opgekweek is in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare wat uitgebuitel is na die boustyl van 'n paleis, dat ons skure vol mag wees wat allerlei soorte voorraad oplewer, ons kleinvee by duisende mag aanteel, by 10.000 vermeerder word op ons velde, ons beeste gelaai mag wees, geen bres in ons mure en geen uittog daaruit, en geen geskreeu op ons pleine nie. Vers 15. Wel geluksalig, gelukkig is die volk met wie dit so gaan. Wel geluksalig is die volk wie se God die Here is. Die beeld in die Ou Testament was, as jy deel was van God se volk, dan is jy gelukkig. En weet julle wat skryf Paulus vir die mense in Efese? Hy sê, ek en julle is nou deel van dit. Ek wil dit vir Rudy en Michelle vir julle as gesin sê. Gelukkig is die mense wie se God die Here is. En om deel te word van 'n gemeente, daai analogie, daai Ou Testament beeld gaan oor van Israel af na die kerk toe in die Nuwe Testament.
in die Nuwe Testament in die kerk, dan praat hy spesifiek hier van heidene wat nou medeburgers word. Jy deel nou in daardie geluk. Daardie groep mense staan in ons tyd bekend as die kerk. Die woord ekklesia in Grieks beteken uitgeroepenis. Beteken hulle wat deur God uit die wêreld uitgeroep is. En dis 'n besondere voorreg. Hy sê dit, kyk net gaan, hy sê julle was vreemdelinge en bywoners. Kyk gaan vers 11 en 12. Blaai net so 'n bietjie terug. Ons mis dit. Ek gebruik dit partykeer as ek die evangelie met mense deel. Ek gebruik hierdie verse as mense kom vir berading. En hulle sê vir my, hulle is nie gered nie. Ek het al vir mense gevra, ek kan jou help met jou huwelik, maar vertel vir my, ken julle die Here Jesus Christus? Dan mense het al een keer vir my gesê, nee, ons stel nie belang in dit nie, help ons net met ons huwelik. Toe blaai ek saam met hulle na Efesiërs 2 vers 11 en 12 toe. Daarom moet julle onthou dat julle vroeër volgens afkoms nie Jode was, wat onbesnedenis genoem word, wat deur die besnedenis genoem word, dit wat met die hand aan die liggaam gedoen word. Hoor nou wat sê vers 12, dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en onbekend met die verbonde en die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Ek het dit al by meer as een geleentheid vir mense gesê wat die Here nie dien nie, maar wat gehelp wil word. Jy is sonder God, sonder hoop. En wat hy doen in hierdie gedeelte is, hy help vir my en julle, hy sê, onthou wat jy was. As jy vanoggend bely dat jy Jesus Christus ken en dat jy deel van die gemeente van die lewende God is, jy was vroeër sonder Christus, buite die verbond, sonder God, sonder hoop. En nou moet julle mooi luister. Paulus wil hê jy moet onthou wat jy was, want God het jou gemaak wat jy nou is. Jy het dit nie gedoen nie. Jy het nie aansoek gedoen vir burgerskap nie. God het jou gered. As jy dit daaroor wonder, gaan lees vers 1 tot 3, terwille van tyd gaan ek dit nie preek nie, gaan lees vers 1 tot 3, jy was dood in jou sonde, jy het volgens die loop van hierdie wêreld gelewe, en hier's die kenmerk. Dit beteken nie jy het op 'n vormpie iewers ingevul, Jesus is my Here, en op daai dag het ek my hartjie vir die Here gegee nie, dit staan nêrens in die Bybel nie. Wat jy wel beteken is, jou lewe word geken aan of jy lewe volgens die gang van hierdie wêreld, of jy lewe volgens die koninkryk van God. Dit sê of jy gered is of nie. En Paulus sê in vers 1 tot 3 vir hulle, julle was totaal verlore, totdat God jou lewend gemaak het, uit daai dood uit. Nou, die woorde vreemdeling en bywoners, is nie moeilik om te verduidelik nie. Ek het vir jare, wel 3 jaar, by immigrasie gewerk. Ons werk was, byvoorbeeld, kry 'n vorm, my werk was fisies dit, kry 'n vorm met 'n man en vrou se naam op, wat van China of Amerika of waar ook al af kom, hulle verblyfpermit, of dit 'n vakansie, of 'n werk, of 'n studiepermit is, het verval, en volgens die sisteem is hulle nog nie weer uit die land uit nie. Dan was my werk fisies, om in 'n voertuig te klim, ek en iemand, dan ry ons na die adres toe, dan gaan soek jy die persoon, as jy hom kry, kyk jy in sy paspoort, jy kyk op wat sy permit hy is, as hy op 'n vakansiepermit is, mag hy nie werk nie. Wat al gebeur het, dan kry jy hom by 'n plek waar hy werk, dan is hy in die moeilikheid. Die hele ding is nie moeilik om te verduidelik nie. Jy kan in hierdie land bly, maar jy is nie 'n burger nie. Jy kan in hierdie land 'n vreemdeling en 'n bywoner wees, maar jy geniet nie al die voorregte van burgers van hierdie land nie. Jy kan nie op alles aanspraak maak nie. Jy kan byvoorbeeld in ons land op 'n paar toelaas nie aanspraak maak as jy nie 'n landsburger is nie. Nou hy gebruik daai woorde. Daai woord bywoner is eintlik die mooiste woord. Kom ek stel dit so vanoggend. Jy kan vir jare in die kerk wees, maar 'n bywoner wees. Jy kan vir jare, jy kan in die kerk gebore gewees het, jy kan in die kerk groot geword het, gekatkeseer het, maar jy is niks meer as 'n bywoner nie. Dis eintlik jou status voor God wat moet verander. Nie op 'n stuk papier nie. Ek wil dit met versigtigheid sê vanoggend. Ek het dit al vir Louis ook gesê. Ons het vanoggend weer 'n bietjie daaroor gepraat. Lidmaatskap is vir ons belangrik. Jy kan selfs op hierdie kerk se fisiese lederol wees, maar 'n bywoner in God se oë. Want jy's nie daai 3 goed wat ons nou verduidelik nie. Jy kan dalk hier sit vanoggend as 'n besoeker. Jou naam is nie op ons lederol nie, maar jy is al vir 'n jaar of langer hier, maar jy is meer
medeburger as die mense wat op die lederrol is. Dis eintlik jou status by God wat tel. Waar sit hy jou? Sit hy jou op die lederrol of sien hy jou as 'n bywoner? Baie mense woon net die kerk by, maar hulle is nie fisies kerk nie. En Paulus is duidelik, hy praat nie hier van die gebou nie, nê. Hy praat nie hier van hierdie klipstruktuur waarbinne ons by mekaar kom nie. Hy praat van ons wat deel vorm, ons is die kerk. Hy sê, maar nou is julle medeburgers van die heiliges. Roenie en Michelle, God maak julle deel van sy koninkryk. Medeburgers van die heiliges. Julle was uitgesluit uit dit uit, voor julle redding. Sê nie julle word dit vandag nie, God het julle lankal al by die gemeente gevoeg. Maar voor julle redding was julle uitgesluit van daai hoop. Julle het buite gestaan en gesê, hoorie, as ons maar net soos daai mense kan wees, wie se God die Here is. En julle lidmaatskap vanoggend beteken, ons wil net graag ook van ons kant af, al is dit op papier, vir julle sê dat ons erken, na die hoor van julle getuienis, na hoor hoe die Here julle gered het, ons erken daarmee, van ons kant af, dat die Here julle deel van sy huisgesin maak. Dis 'n praktiese ding wat gebeur. Julle lewe is nou onder sy heerskappy. Julle geniet as kinders van die Here sy beskerming. Julle is nou deel van die verbond. Julle is deel van dit wat God vir ons doen. Wag, kyk gaan na 1 Petrus 2. Ek het lank terug een keer oor dit ook gepreek oor lidmaatskap, maar 1 Petrus hoofstuk 2, vers 9 en vers 10. Ons as baptiste, een van die dinge wat ons duidelik oor is ons glo in die priesterskap van alle gelowiges, en al wat dit beteken, is dat alle gelowiges het toegang deur Christus tot die Vader. 1 Petrus 2 vers 9. Ek gaan vers 9 en vers 10 lees. Julle is egter 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat sy eiendom geword het, sodat julle die wonderlike dade kan verkondig van hom wat julle uit duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Ekklesia, dis die kerk, vers 10. Julle wat eens nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat nie barmhartigheid ontvang het nie, maar nou barmhartigheid ontvang het. Sê julle vanoggend vir my, waar is 'n kosbaarder plek om deel van te wees as die kerk? Ek kan aan niks anders dink, meer kosbaar, as om deel van die kerk te wees nie. Hy gaan verder, hy sê vir hulle, om deel van die kerk te wees, het jy hierdie voorregte. Kom ek maak 'n toepassing of twee. Jou naam op 'n fisiese rol maak jou nie noodwendig medeburger nie. Wil julle met raak sien in die teks, is iets wat God met jou doen. Weet julle hoeveel mense, en ek het dit in die begin gesê, is so ongeëgd oor dit. Ek het al vir mense gevra hulle, dominee, ons soek 'n aansoekvorm vir lidmaatskap. Sê ek, okay, hoekom wil julle deel wees? Nee, want dit is net die regte ding, mens moet iewers deel van 'n kerk wees. Meer as een keer het mense al vir my gesê, want iemand moet my begrawe, dis hoekom ek deel van 'n kerk wil wees. Nee, moet dan nie eers die vorm invul nie. Dis nie wat dit beteken om deel van die kerk te wees nie. Ek sukkel met dit, en julle moet maar my na die tyd by die hek kry. Maar ek sukkel met hoe mense sê hulle wil deel van 'n kerk wees, maar hy kom 1 uit 4 Sondae in 'n maand in die kerk. Ek sukkel met dit. Dit lyk nie vir my dis wat deel wees beteken nie. Dit lyk vir my, jy's deel van ander dinge, jy kom nou en dan hiernatoe. Dit lyk vir my bietjie andersom. Ouens wie se lewens maar dieselfde lyk as die wêreld daar buite. Dit lyk nie of hulle uitgeroep is nie. Dit lyk nie of hulle volgens God se koninkryk lewe nie. Dit lyk nie of hulle steur aan sy reëls nie. Ek sal nou net 'n bietjie meer oor dit sê. So eerstens, jou naam op 'n fisiese lederrol. Ek wil hê jy moet hoor vanoggend, selfs in hierdie gemeente, die feit dat jou naam op ons lederrol is, maak jou nie 'n medeburger nie. God wat jou siel red en jou by die gemeente voeg, maak jou 'n medeburger. So ek kan die vraag vra, wat is jy in God se oë? Bywoner of is jy kerk? Tweede een, toepassing. Medeburgers maak almal in die kerk gelyk. Dis sy punt. Hy sê, julle was vervreemd van dit wat die Jode was, Abraham hulle, vers 11 en 12, julle was nie deel van dit nie, die besnydenis ouens het julle genoem, julle onbesnedenis, julle is varke genoem, daar's na die heidene as varke vernoem, nou is julle deel van dit en julle is almal gelyk voor God.
Blaai gaan na Galasiërs 3 toe. Dit staan in Kolossense ook, maar dis nou maklik met Galasiërs, jy kan net een brief terugblaai. In Galasiërs 3 vers 28. En nou gou net vir 'n paar sekondes jou vinger by vers 28. Hy doen dieselfde met hierdie kerk, dieselfde met die Galasiërs. Daar is nie Jood of Griek nie, daar is nie slaaf of vry mens nie, daar is nie man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Hou net gou jou vinger daar, kom ek help julle met dit. In hierdie gemeente hang jou tipe deelname, die diensbaarheid wat jy by die kerk van die Here kom lewer, nou moet julle mooi hoor, hang nie af van jou status in die wêreld nie. Kom ek verduidelik dit. Of jy in die wêreld daar buite 'n advokaat of 'n karwag is, maak in hierdie kerk voor die Here geen verskil nie. Voor die Here is ons almal mense wat van buite af deur God ingeroep is. Ons was bedelaars van sy genade. Of jy hier aankom met jou Cadillac en of jy kaalvoet kerk toe loop, ons status voor God is presies gelyk. Dis sy punt. Hy sê dit in vers 28, daar is nie slaaf of vry mens nie. Dis nie verskillende klasse van mense voor die Here nie. Die advokaat kan in die kerk koffie aandra vir die petroljoggie wat 'n lidmaat is in hierdie kerk, want ons is slawe van Christus. Skorrelgoed was is benede niemand in hierdie kerk nie, want Christus wat die seun van God is, het sy lewe vir ons gegee. Hy het ons kom dien. Geen diens in hierdie gemeente is benede jou nie. Dit beteken ook, net iets prakties, maar dis 'n gegewe, ons het dit al genoem, daar is geen onderskeid in hierdie kerk tussen verskillende rasse, nasies en kulture nie. Geen. Dis hoekom hy sê geen Jood of Griek. Kolossense doen presies dieselfde. Ons is voor God almal gelyk, dieselfde standaard, selfde status. Derdens, jou lewe wys dat God jou koning is. Ek het dit al vir die kinders verduidelik. Koninkryk is nie 'n moeilike term nie. Koninkryk beteken daar is 'n koning wat heers oor 'n koninkryk en sy mense lewe soos wat die koning wil hê hulle moet lewe. Kinders verstaan dit. Die kerk is die praktiese uitleef van die koninkryk van God. Jesus is ons koning. Mense wat op Facebook sit, Jesus is my koning, is nie 'n emosionele stelling veronderstel om te wees nie. Dis 'n belydenis dat ek doen wat hy sê, punt. As hy iets sê, doen ek dit. Vra nie, ek hoef dit nie te verstaan nie, dis nie opsioneel nie, ek kan nie kies watter ek wil gehoorsaam nie. Dis wat dit beteken om deel van die koninkryk te wees. Jy's deel van jou koninkrykslewe, wys dit as man vir jou vrou, as vrou vir jou man, as ouers vir jou kinders. Christus is jou koning. Koning beteken hy het die mag en hy het die prerogatief van jou lewe. Hy kan sê wat jy moet en wanneer jy moet. Dis vanoggend belangrik. Baie mense wil gehoorsaam wees aan die dinge wat vir hulle maklik is. Ek het al met 2 geleenthede waar ek vir mense gaan sê, hulle is kwaad vir iemand in die kerk, en hierdie is, Rudy en Michelle, hierdie is vir julle ook belangrik. In hierdie kerk, ek het dit al baie vir mense gesê, maar nog nie vir julle nie. In hierdie kerk gaan julle seer kry. Hier gaan mense wees wat met julle ongeskik gaan wees, dis 'n gegewe. Almal in hierdie kerk is nie so vriendelik soos ek nie. Nee, weet julle, jy gaan in hierdie kerk seer kry. En julle gaan mense seermaak in hierdie kerk. Ek wil nie die res van die gemeente moet dit hoor voor ons hulle opneem. Want ons is almal verskillend. Ek het al by 2 geleenthede, dan wys ek vir mense in die Bybel, jy's nou kwaad, tannie, jy's kwaad vir so en so en so. Die Here sê swart op wit, jy moet dit met hom of haar gaan regmaak. Dan vra ek die tannie, kan ek hulle bel? Dan sê sy nee. 2 geleenthede. Dan sê ek, maar tannie, ons is besig om in die Here sy gesig vir hom te sê, ons sal nie doen wat u sê ons moet doen nie. Ek wil nie jy moet verstaan wat dit beteken om mede-burger te wees. As jy mede-burger is jy ondergeskik aan Christus. Die eie ek is morsdood. Jy is nie op die troon nie, God is op die troon. So lidmaatskap beteken mede-burgerskap in die koninkryk van God. Die tweede een, en ek gaan oor hom kortliks iets sê. Hy sê in vers 19, die tweede gedeelte, daarom is julle dan nie meer uitlanders en bywoners nie, maar mede-burgers van die heiliges en lede van die familie van God. Die ou vertaling sê huisgenote van God. Nou beweeg ons nader. Kyk, jy kan deel van 'n land wees, maar jy's nie baie intiem met die res van die burgers in hierdie land nie.
Maar hoe is dit in 'n gesin? In 'n gesin beweeg hy nou 'n bietjie nader. Hierdie is bitter persoonlik, dis familietaal, dis gesinstaal. Medeburgers kan nog onpersoonlik wees, maar 'n gesin nie. Hierdie is baie, baie persoonlik. Die kerk is die bymekaar kom van God se gesinslede. Ons almal noem hom Vader. Weet julle wat's interessant? Toe hulle vir die disippels vra, Here, leer ons bid, toe sê hy nie, my Vader wat in die hemel is nie. Hy sê, ons Vader wat in die hemel is. En oral in die Bybel, waar daar na so 'n naam verwys word na hom verwys as ons Vader. Dis wat die kerk is. Dis hier waar ons saamkom en God ons Vader noem. Binne 'n gesin ken jy mekaar, dis baie intiem, dis baie spesiaal. Ek lees 'n verhaal van 'n student wat studeer, die universiteit is ver van sy huis af, en hy het nie die geleentheid om altyd huis toe te gaan nie. Partykeer gaan stap hy in die aande, stap hy deur die strate, en dan, hy vertel, dan sien hy hoe 'n gesin om 'n tafel sit en saam kuier. Daar is al so by hom so verlange, want hy's nie by sy gesin nie. En hy sê dat partykeer wat sou gebeur is, party mense, dan sit iemand binnekant en sien hom buite raak. Wat doen jy dan? Staan hom, maak die gordyne toe, want hier's 'n vreemdeling hier buite. En hy is vreemd. Hy is uitgesluit. Maar hoe is dit met die kerk van die Here? Jy is deel van daai gesin. Dis iets moois met lidmaatskap. Jy was die ene wat buite is en ingekyk het. Rudy en Michelle, en as ek dit so mag sê, hulle was hulle het kom besoek, en hulle voel nog nie deel nie, en hy bel my elke keer, Dominee Forums, Dominee dit, Dominee ons wil lidmate word, en dis lekker om te sê, vanoggend wanneer ons hulle opneem as lidmate, hulle is deel van die huisgesin van God, deel van die familie van Jesus Christus. Voorheen was julle uitgesluit van die gesin van God, maar nou is julle ingesluit. As hierdie gesin by mekaar kom, dan is julle almal hier. As jy nie hier is nie, mis jy dit. As jy nie hier is nie, word jy gemis. As ons by mekaar kom om na God se woord te luister, ons Vader wat in die hemel is, dan is jy hier. As ons by mekaar kom om 'n gemeentevergadering te hou, dan onder sy hoofskap, dan is jy hier. Dis wat ons vanoggend doen. Is hierdie nie 'n familievergadering onder die hoofskap van Christus nie? Jy is hier. As ons eet, dan is jy hier. Sien julle wat dit beteken om ingesluit te wees? Daar's 'n verskil tussen bywoon en kerk wees. Daar's 'n verskil. Rudy en Michelle, alle gelowiges word by die huisgesin van God gevoeg. Ja, hierdie plaaslike gemeente, Parys Baptiste Kerk, is die fisiese familie wat die Here aan julle gee. En ek gaan net weet, julle gaan dalk nie van almal hou nie, hoor. Ons met partykeer is ons mos te ordentlik. Maar ons kan maar sê, daar's party ons wat moeiliker is om van te hou as ander. Maar ek wil vir julle sê wat ek al vir die gemeente by baie sondaande gesê het. Hierdie gesin is deur God aan julle gegee. Julle het nie die gesin gekies nie, God het hom vir julle gekies. En ek wil vir die gemeente sê, ek en julle het nie vir Rudy julle gekies nie, hoor. Toe hulle aansoek doen om lidmaatskap, toe het ons nie met hulle gepraat, hoorie, weet, hoeveel geld kan julle vir die kerk gee? Hoe is julle persoonlikhede? Ek weet nie of ons lekker met mekaar oor die weg gaan kom. Dis nie wat ons gedoen het nie. Ons het gevra, het julle getuienis dat die Here julle gered het? En as hulle getuienis het dat die Here hulle gered het, dan erken ons vandag dat God hulle by die gemeente voeg. Dis nie ons keuse nie, dis nie ons voorkeur nie. God se keuse, God se voorkeur. So wil vir julle sê, Rudy, ons ontvang julle met die liefde van die Here onder sy opdrag. Dit mag ons nie vergeet nie. Julle en ek kies nie die gesin nie. God neem aan, hy maak mense sy kinders, hy kies. Tweedens beteken dit vir my en julle dat ons is betrokke in mekaar se lewens. Dis sinneloos om te dink dat ons een keer in 'n maand by mekaar kom en jy noem dit jou gesin. Dit maak nie sin nie. Die Mares en die Smiths weet dit al. Dis 'n groot familie. Hier sit die Smiths en hier sit die Mares. Ek het al baie sondaars, ek hulle groet by daai deur. Dis my eerste vraag. Waar kom julle almal vandag by mekaar? Want hulle is 'n familie en dis net so 'n erkende ding in die gemeente dat hulle spandeer tyd saam. Ek en julle is ook so, as gesin van die Here. Mense van buite af moet kan sien dat ons familie is. So gaan jou weer vra, is jy 'n bywoner of is jy kerk? Laaste een. 'n Heilige tempel in die Here, vers 20 tot 22. Nou dis die moeiliker een om kop te hou, maar ek gaan dit baie eenvoudig hou.
Vers 20 sê, gebou op die fondament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou saamgevoeg is en sal groei tot 'n heilige tempel in die Here, in wie ook julle saam opgebou word tot 'n woning vir God deur die Gees. Nou dis 'n mondvol, kom ek help julle gou. Wie van julle was al in 'n tempel? Ja, miskien 2 wat. Ons ken nie die taal nie. Dis ver van my en julle af. Vir die eerste lesers sou dit algemeen gewees het om oor 'n tempel te praat, veral die Jode. Tempel was in die Ou Testament die besondere plek waar God sy teenwoordigheid toon. Dis die besondere plek waar God sy heerlikheid laat skyn. Ja, God is alomteenwoordig, maar hy is op 'n spesiale wyse teenwoordig in die tempel. Dis waar die Ou Testament praat van sy Shekinah heerlikheid, God sy heerlikheid wat skyn, en God het besluit in die Ou Testament om dit binne in die tempel te doen. En nou praat Paulus nie meer van 'n fisiese gebou nie, maar hy praat van gelowiges wat saamkom wat die tempel is in die Here. sien julle dit raak? Jy gaan nie meer na 'n gebou in Jerusalem toe om God se heerlikheid te sien nie, jy kom as gelowiges bymekaar om sy heerlikheid te sien. Hier's die eienskappe van tempel wees, en ek dink dis waar baie kerke dit mis. Vers 20, hier's 'n eienskap, gebou op die fondament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Terwille van tyd. Hoeksteen is die hoeksteen was die belangrikste steen, want as hy in die hoek gelê is, was die res van die stene daai kant toe reghoekig gebou en die res van die stene hierdie kant toe reghoekig. As die hoeksteen nie reg is nie, kom die res van die mure nie bymekaar uit nie, want die een gaan soontoe en die een gaan soontoe, en jy sit later, amper wil ek nou stout wees en sê, jy bou 'n pentagon, maar jy wou vir hom vierkante gehad het, maar nou moet jy na mekaar toe bou. Die hoeksteen was die belangrikste, want alles is van hom afgebou. Nou kom ek maak 'n toepassing. Dit beteken dat alles wat ons in die gemeente doen en in die vergadering nou begin met Jesus Christus as die wegspringplek. Anders te mis ons dit. Ek wil nou vanoggend 'n stelling maak, mag gee my net kans om dit te verduidelik. Die wegspringplek vir besluite in 'n kerk en die oorsprong van waaraf ons bou is nie die Heilige Gees nie. Ek sê dit nou vanoggend as prins, want baie kerke kom by mekaar en dan staan een persoon op en sê die Heilige Gees het vir my dit gesê en die ander een sê die Heilige Gees het dit vir my gesê. Weet julle, baie mense sê die Heilige Gees het my gelei en dan doen hulle iets waarmee Christus niks te doen het nie. Die Heilige Gees doen die bouwerk van Christus af. As julle nou eintlik net vers 20 tot 22 sien, sal julle dit sien. Christus die hoeksteen, vers 22, ons word deur die Gees opgebou. Sien julle dit raak? Hier's 'n stelling. Enige iets wat onder die leiding van die Heilige Gees gedoen word sonder dat Christus die hoeksteen is nie die leiding van die Heilige Gees nie, maar jou eie gees. As dit nie oor Christus gaan nie, was dit nie die Heilige Gees gewees nie. Hy sê, daar's nog 'n eienskap in vers 20, die fondament van die apostels en die profete. Jy kan vandag in kerke instap en die Bybel beteken niks. Inteendeel, daar word 'n gedeelte gelees en dan staan hier 'n profeet op en hier staan 'n toekomstige profeet op en daar staan iemand op en hulle praat oor wat die Here vir hulle sê. Onsin. Dis nie kerk wees nie. Dis nie tempel wees van God nie. Weet julle daai woorde gebou op die fondament van die apostels en die profete? Dis maklik. Ons hoef nie te wonder wie hierdie apostels en profete is nie. Wie's dit? Dis die profete in die Ou Testament en die apostels in die Nuwe Testament. Dis die fondasie. Dis dit wat ek en julle in die Bybel het. Hy praat nie van nog profete wat gaan bykom nie. 'n Fondasie is klaar gelê. Dis die hele doel met 'n fondasie. Hy sê nie die profete kom nog tussenin en dan bou jy nou weer bo op hulle nie. Dis die fondasie, is die skrif. Dis nie die ou wat vanoggend hier instap en ek het nou vir julle 'n bietjie gesê, maar hy het regtig, sy eerste woorde aan ons was ek is die 12de apostel. Toe hy met ons en net daar verloor hy my toe. En toe ek vir hom sê hy is nie apostel nie. Ag, hy was vies vir ons. Dit is nie wie die apostels en die profete is nie. Dis die mense. Apostel is iemand wat deur Christus aangestel was, wat homself gesien het en wat hom deur hom onderrig was. Handelinge 1 verduidelik dit. Dis die fondasie waarbinne ons in die kerk bou. Baie kerke lyk vir my is dalk families en gesinne, maar hulle is nie tempels nie. En jy mis dan alles.
Jy kan as 'n familie en 'n gesin by mekaar kom, maar jy mis die heerlikheid van God wat hy in sy tempel wil wys. En 'n kwalifikasie vir tempel is Christus as hoeksteen, die apostels en die profete as fondasie. Vir 'n gemeente om 'n tempel in die Here te wees, moet dit op die skrif gebou wees. Vers 21. In wie die hele gebou saamgevoeg is en sal groei tot 'n heilige tempel in die Here. Weet julle, Petrus doen dieselfde. Hy's bang as ons die woord stene hoor, dan dink ons dooie goed. Petrus skryf ook van lewende stene wat opgebou word. Dis wat ons anders maak. So daar's nie soos dooie klippe nie, dis lewende stene. Elke lid word ingebou. Maar hy gebruik 'n beeld. Toe Salomo hulle die tempel bou, is die klippe soontoe vervoer en dis reg gekap sodat elke klip presies op die volgende en reg pas, sodat die struktuur reg kan wees. En dit beteken twee dinge vir my en julle. Ek en julle pas aan by wat die Here van ons verwag om hierdie gemeente op te bou. Tweedens, dit maak ons lewens baie nou verbind in mekaar as ons die lewende stene is. Ek sukkel om te dink hoe jy 'n lewende steen is, maar jy's 1 Sondag en 2 maande in die kerk. Iewers is 'n gat in die muur. Dit werk nie so nie. Die beelde wat hy gebruik, hierdie is hy gebruik die woorde 'n heilige tempel. Ons is die plek waar God sy teenwoordigheid tentoonstel. Die gemeente wat saamkom, is waar ons die teenwoordigheid van die Here ervaar. Wil jy help met iets? Mense stap baie keer in kerke in waar die Bybel nie eers gepreek word nie, dan sê hulle ons het die Here so ervaar. Nie waar nie. Mense se riglyne vir dit is, toe ons geestelike liedere sing, het daar trane uit ons oë uitgeloop. Ek het al vir julle gesê, ek het al die stem op Ellis Park gesing, dan loop die trane uit my oë uit. Niks met die Here te doen nie. Ons moenie ons emosies laat mislei nie. Om te sê ek ervaar die teenwoordigheid van die Here, lyk dit vir my, is die samekoms van gelowiges. Jy ervaar dit tussen ander gelowiges, waar die woord suiwer gepreek word. Net iets prakties ook. God is nie meer teenwoordig in Jerusalem as wat hy in Parys is nie. Party mense ek wil ook Israel toe gaan. As die gemeente my ooit, as jy moeg is vir my, stuur my vir 'n maand Israel toe. Ek wil baie graag gaan. Maar ek wil nie Israel toe gaan omdat Jesus daar geloop het nie. Party mense, ek het al gehoor hulle praat van 'n Jesus moment. Jy wil Israel toe gaan want dis besonders en Jesus se voetspore is daar en dis niks meer as God se teenwoordigheid in hierdie kerk nie. Jesus het dit gesê, kyk gaan Johannes hoofstuk 4. Party mense jaag hierdie goed na, maar dis soos stof in die wind, dit hou nie. Dis nie waar nie. Nou julle onthou die verhaal van die Samaritaanse vrou, maar ek wil net van vers 19 af lees. Hoor wat sê Jesus vir haar. Die vrou sê toe vir hom, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg gaan bid, maar julle sê dat die plek in Jerusalem is waar aanbid moet word. Nou moet julle die punt onthou. Die Samaritane en die ander Jode het nie lekker met mekaar oor die weg gekom nie. Hulle het met niks van mekaar gehou nie. Toe het hulle 'n plek van aanbidding en die ander het 'n plek van aanbidding. Vers 21, Jesus sê vir haar, glo my vrou, 'n uur kom wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie ken nie en ons wat ons ken, omdat die redding uit die Jode uit is. Maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader sal aanbid in gees en in waarheid, want die Vader wil ook sulke mense hê wat hom aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Wat was Jesus se punt? Jy hoef nie meer Jerusalem toe te gaan om God te beleef nie. Jy beleef hom in die gemeente wat die tempel van die heilige God is en waar hy sy teenwoordigheid tentoonstel. En dit maak hierdie samekoms baie spesiaal. Nou verstaan ek nog minder hoekom jy op 'n ander plek wil wees as tussen die huisgesin van God, deel van sy burgerskap en in sy tempel, deel van sy tempel. Sy tempel te wees eintlik. Vers 22, in wie ook julle saam opgebou word tot 'n woning vir God deur die Gees. Daai vers is lewendig. Die koninkryk van God is nie meer geografies nie, is dinamies. Kom ons stel dit so. Die koninkryk van God is nie geografies nie, is nie op 'n plek nie, is dinamies. Dis iets wat opgebou word. In die Ou Testament het God die tempel gekies om sy heerlikheid te toon en in die Nuwe Testament kies God vir my en julle om sy heerlikheid
tentoon te stel. Kom ek sluit af met dit. Om deel van die gemeente te wees is meer as om net dienste by te woon. Jy is nie kerk as jy net 'n paar dienste bywoon nie. Dis nie minder as dit nie, maar is definitief meer as dit. Tweedens, die samekomste van die gemeente behoort vir jou baie spesiaal te wees en 'n baie hoë prioriteit in jou lewe. Ek wil dit vanoggend van my kant af sê. Dit maak nie sin dat jy as burger van die koninkryk van God en as deel van sy huisgesin kan wees en as deel van die tempel waar hy teenwoordig is, maar jy doen dit net wanneer jy nie ander dinge het om te doen nie. Dit maak nie sin nie. Ons bedrieg onsself as ons so dink. Ek weet nie wie kies die teenwoordigheid van mense by die huis bo die teenwoordigheid van God onder sy gemeente nie. Nog iets wat jou kan help, beteken ook jy dien nie die Here op jou eie by die huis nie. Want hierdie vers sê dis waar gelowiges saamkom wat God in sy heilige tempel is. So hier is die vraag, is jy 'n bywoner in die kerk of is jy kerk? Is jy sigbaar deel van die koninkryk? Kan mense sien Jesus is jou Here? Tweedens, is jy sigbaar deel van die gesin? Is jy betrokke in liefde? Of is jy weet, ja, dis is die WP, hulle sê mos dis die broer in die tronk van wie jy nie praat nie. Party families het mos so een lid in die familie, jy praat nie van hom nie, en as eendag sê, hoor jy, daai is familie, dan sê ek het dit nooit geweet nie. As ons vir die mense daar buite sê, weet jy wat, Rudy Snyder is deel van God se huisgesin, dan moet hulle kan sê, ons kan dit sien. Van Michelle dieselfde, van my en julle. Hulle wil nie sê, nee, ons kon dit nooit sien nie, hy pas nie lekker in die familie van die Here nie. Derdens, is jy prakties besig om opgebou te word saam met die ander. Joshua Harris se riglyne is dit. Hy sê jy sluit amptelik aan sodat die leiers en die res van die kerk kan weet jy's deel van die span. Tweedens, hy sê jy maak die gemeente jou prioriteit. Terwyl ander mense die wêreld geniet, geniet jy die gemeente. Derdens, jy gee om vir ander mense in die gemeente soos wat jy omgee vir mense in jou eie huisgesin. Jy soek maniere om hulle te dien, nie om gedien te word nie. Jy verwag dat mense vir jou moet omgee, maar jy gee ook vir hulle om. Jy dra by, sy vierde punt. Ek wil hom aanhaal. I see because the local church is where you are nourished spiritually, it should be the first place you invest financially. Dis een van sy toepassings. Vyfde een, jy raak betrokke in mense se lewens. My gebed is dat ons gemeente, die Here se gemeente in Parys, al hoe meer werklik huisgesin van God sal wees.